Goeiemôre gemeente en welkom in die erediens. En is daar van julle is nog buite by die koffie, maak rustig klaar en julle is meer as welkom. Vanoggend se erediens is ook weer eens besonders in die sin dat ons vir Dou Verhoef vanoggend doop en ons sê welkom aan jou Dou en aan jou familie en almal wat aan hom verbind is. Ons is saam met julle dankbaar dat ons vanoggend die sakrament van die doop kan beleef. Enkele aankondigings, indien daar enige besoekers is of nuwe intrekkers is en so 'n bietjie meer inligting rondom die gemeente wil of nodig het en as jy 'n behoefte het om hier in te skakel, ek's na afloop van die erediens hier by die nagmaaltafel beskikbaar en jy is welkom om sommer gou met my hier te kom gesels. Ons sê geluk aan almal wat verjaar gedurende die week, maar ook spesifiek vandag. Marieke, ek weet nou nie of ek haar hier sien nie, Marieke Leroux en die Martie Oosthuizen, baie geluk. Mag dit 'n baie spesiale jaar wees wat voorlê. En so ook aan elkeen van ons ander lidmate wat gedurende die week verjaar, wens ons 'n goeie jaar toe. En 'n klompie mense aan wie ons in die besonder dink in hierdie tyd. Ons dink aan Karen Harkema, wie donderdag die 14de Mei 'n skouerprosedure ondergaan het. Sy sterk tans tuis aan. Sy's reeds ontslaan waaroor ons saam met haar baie dankbaar is. Ons dink aan die familie van Stella van Niekerk wat op die 9de Mei oorlede is en 'n dankdiens vir haar lewe is donderdag die 14de Mei hier in ons erediensruimte gehou. Vriende, ons dink aan Jenny, David, Daniel en Zia de Villiers met die afsterwe van Dani wat op 4 Mei was en 'n dankdiens is vir sy lewe ook hier gehou Vrydag die 15de Mei. Dan dink ons sommer net aan Nick en Mariet van Huisteen van Saronsberg wat 'n klompie skade daar het as gevolg van die vloede en saam met hulle almal ons geloofsgenote van die NG Gemeente Agterparel wat dalk in hierdie tyd 'n bietjie met die vloede en die skade geweldig baie sukkel, maar ook almal in die Wes en die Oos-Kaap wat eintlik getref is deur hierdie ewige storms. Ons is aan mekaar verbind en daarom hou ons hulle ook in ons harte vas in hierdie tyd. Dan nooi ons julle hartlik uit na ons Pinkster wat amptelik vanaand begin. Vanoggend is die laaste Sondag in Pasen, die 7de Sondag in Pasen en dan in die NG Kerk is dit die tradisie dat die week voor Pinkstersondag eintlik 'n week is wat afgesonder is om diep na te dink oor ons lewe saam met God. Dikwels in die verlede was dit 'n week van gebed. Dit vorm natuurlik ook deel van elke aand se erediens. So daar sal julle sien Dr. Willem Nicol kom bied ons reeks aan. So hy is van vanaand tot en met donderdag aand, elke aand 6uur hier. Ontmoet ons saam in die erediensruimte. Ons sal dit lekker warm maak. Jy gaan nie koud kry nie. En hy kom gesels met ons rondom die tema bewus lewe. Daar's 'n ligte ete en 'n kuier na afloop van elke diens, so jy hoef nie eers kos te maak nie. En dis regtig nogal 'n besondere geleentheid die Pinkster. Elke jaar, nie net die eredienste nie, maar ook die saamkuier na die tyd. So kom deel ook in die vreugde daarvan. Meer besonderhede is ook oral by die tee-area en hier agter beskikbaar indien jy die week se temas ook wil nagaan, as ook die spyskaart vir die week. Dit is eers al van my kant af. Neem asseblief 'n gemeentebrief by die deure. Daar is 'n brief propvol inligting oor wat in die gemeente aangaan, die wel en wee van ons lidmate. En indien u nie die elektroniese brief ontvang nie, laat weet asseblief vir my of vir Dewald of vir Marijke in die kantoor, sodat ons kan kyk en plan maak dat dit wel by jou uitkom. Voordat ons op hierdie 7de Sondag in Pasen verder gaan saam dink oor 'n lewe verbind aan die God wat ons in die doopvond leer ken, 'n God is wat net met genade werk. Kom ons word 'n oomblik stil. Terwyl ons so sit, sing ons toetrede lied, 'n gebed. Gees van God wat in my woon,
breek die woord vir my. Troos my, leer my, sterk my en lei my. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my met en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm wat U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God verman nog meer, vorm my tot U eer. Saam met die psalmdigters bely ons vanoggend, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Skepper en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons aanbiddingslied, lied 214, en ons sing 2 verse daarvan. Kom ons staan. Heer, ons sal U loof, U weldade roem. U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Heer, ons sal U loof, U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. Vanoggend, soos gebruiklik hier by ons tydens die skoolkwartale,
gaan ons die sakrament van die doop saam vier en daarna laat val ons die lig van die woord daarop. En ons doen dit juis sodat ons kinders teenwoordig kan wees tydens die doop. Daarom sommer reg aan die begin 'n uitnodiging. Ons jong mense en kinders in die kinderkamer, kom gerus in, hier's baie plek hier voor en kom sit sommer hier en deel in die doop ook van julle maatjie hier in die kinderkerk. Julle gaan ons nie steur nie, julle is meer as welkom. So wat 'n voorreg om in die erediens die sakrament van die doop te mag ervaar. Hierdie belewenis dat God na ons toe kom en ons aanraak in die sakrament. En vanoggend is dit dan nou klein Dou Hein Verhoef se doop. Ek vra nou vir Hein en Elsje om hier voor te kom staan saam met Dou, Boetie en Sissie, sommer julle almal. En dan ja, staan julle sommer net hier voor. Dankie. Voordat ons, dis eintlik 'n baie mooi storie van Dou wat vir sy maale gesê het, maar wanneer is dit sy beurt? En dis 'n lang storie, maar Hein met sy spesialisering en toe's Dou 'n COVID baba en hulle is nie in 'n gemeente ingeskakel nog nie en uiteindelik het Dou net gesê, hoorie, maar dit is nou hoogtyd dat hy ook gedoop word. So, dis sommer baie spesiaal vir ons vanoggend om vir jou te doop, hoor, klein Dou. Voordat ons jou doop, 'n stukkie voorbereiding vir hierdie sakrament. Terwyl ons so sit, sing ons lied 293. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal, halleluja. Elsje en Hein, julle het diep nagedink oor wat hier gebeur vanoggend. En in ons gesprek vroeër in die week het ons mekaar daaraan herinner dat julle vanoggend niks kom doen nie. Julle kom om getuies te wees van wat God doen. Want dis wat sakramente is. Sakramente is God wat aan ons en met ons praat. So ons vier vanoggend dat God in die doop na Dou toe kom voordat hy of julle by wyse van spreuke kon kies of kon vra, is hy al reeds God se kind. Dis hierdie viering van God se genade. En dan wanneer ek later vir julle die vrae vra, dan sê julle eintlik met dit, julle is bereid om as getuies te wees van wat hier gebeur. En daarom vir Dou groot te maak, om te leer, hoe lyk 'n lewe as kind van God. Ek gaan hier onder by julle kom staan. Dou, waar wil jy staan? Ekskuus. Waar gaan vir jou die beste wees? Jy kan kies. Sommige hier by mamma en pappa, nee, maar daarom dat die mense jou ook kan sien. Ek wonder of kan julle drietjies vir my so hier kom staan asseblief. Dou, wanneer ons jou nou vanoggend doop, dan moet jy weet dat die Here wil vir jou 'n ouer wees, soos 'n pappa wat mooi na jou kyk, wat vir jou omgee en jou liefhet. Die Here wil vir jou in Jesus Christus 'n verlosser wees en 'n vriend wees. En die Here wil dat die Heilige Gees in jou hart kom bly en jou altyd 'n nuwe mens maak. Hoor, dit vier ons vandag. Om Jabo die water lekker warm gemaak. Dou Hein Verhoef, ons doop jou in die naam van God die Vader,
God die Seun, van God die Heilige Gees. Amen. Here ons God, ons staan oorweldig, want hoe is dit moontlik dat U liefde en genade so wyd strek, dat dit ons insluit en ook ons kinders insluit. Ons verstaan maar min daarvan, maar ons gryp dit met ons hele hart. En in die sakrament kom U na ons toe en bevestig en verklaar U liefde aan hierdie klein seentjie. Dit troos ons, dit versterk ons, dit gee ons nuwe krag. Here, ons as 'n geloofsfamilie bid vir hierdie ouers, vir Hein en vir Elsje. Ons bid dat hulle die evangelie so sal uitleef, dat Dou meegesleer sal word daardeur, opgeneem sal wees in die stroom van U genade. Ons gebed is ook dat klein Dou in die kerk 'n ruimte sal ervaar wat hom toevou in liefde, wat hom help om iets van die rykwyte van U liefde te verstaan en dit te leef. Dit bid ons in U naam. Amen. Sal een van julle vir ons die kers aansteek, sommer hier, wil jy vir jou Boetie die kers aansteek? En sommer hier by die groot kers aansteek, is dit reg? Jy kan hom hier bo aansteek. En dan is hier 'n Bybeltjie wat julle saam met hom kan lees. Bly net vir my nog so oomblik, jy kan hom sommer net hierso vir ons neersit, dankie. Kan julle die stories lekker saam lees. Elsje, Hein, terwyl julle nog so oomblik hier staan, wil ek sommer net sê daar in die doopformulier is 'n paar vrae waarmee julle sê julle verstaan waaroor dit hier gaan. Die eerste vraag: glo julle in die genadige God wat ons op meer as een wyse beleef? Aanvaar julle die boodskap van die Bybel soos wat dit op 'n verantwoordelike wyse in die kerk verkondig word? Derdens, bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Jesus Christus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word. En die vierde een, beloof julle om vir Dou volgens die Bybelse leer op te voed, om te leer om in verwondering aan die Here te leef, vir hom 'n voorbeeld in lewenswandel te wees, en gaan julle ons almal wat hier is toelaat om julle hiermee te help? Wat is julle antwoord? Dankie. Julle is welkom om te gaan sit. Liewe gemeente, die ouerpaar het geantwoord en nou is dit ook ons beurt. Ek lees graag ons onderneming as gemeente. Ons as gemeente ontvang vir Dou as deel van die geloofsfamilie. Ons onderneem om hom op sy geloofsreis te ondersteun. Ons onderneem ook om sy ouers in hulle doopbelofte by te staan. Dit onderneem ons van harte. Daar is hy. Betsy stap 'n besondere pad saam met Hein. Hy is haar ortopeed en daarom het sy gevra, sy wil sommer net 'n seënbede vir Dou en vir julle as gesin speel en laat sing. Dankie Bambi en Betsy. Bless you and keep you.
Dankie, Bambi en Betsy. Ons as gemeente is eintlik ook 'n groot dank verskuldig aan Hein dat ons oraliste weer kan speel. Ons weet dit is nog 'n lang pad, maar dankie. Ja, ek lyk nie of hy dit aanbeveel nie. Ons gemaak op ons dit nie gehoor het nie. Nee, maar in elk geval baie dankie dat jy mooi na haar kyk. Is vir ons spesiaal. Al ons kinders, julle is welkom om na vore te kom en die fasiliteerders sal almal ook hier voorkom om julle te neem na die kinderbediening toe. En as daar van ons besoekers se kinders is wat wil saamgaan, julle is meer as welkom en julle kan ook enige tyd terugkom na mamma en pappa toe. Ek weet nie of julle sal wil nie, maar julle kan. Dis hy. Ek dink Dewald het dit verlede week ook genoem. Dis lekker as ons in 'n gemeente is waar as die kinders uit is, dan voel die kerk sommer leeg. Sy dankie julle hoor. Ons waardeer julle. Ons gaan vanoggend saam lees uit die Markus Evangelie, onder andere, in Markus 2 en vers 23 tot 28. En voordat ons saam lees, kom ons bid ook saam. Here, U is die God van die eeue. En ons almal het die aanvoeling dat ons huidige samelewing gevorm word deur ons onophoudelike drang om meer te doen, meer te hê, meer te wees. Dis asof die gode van handel en mag ons soms verlei om te glo ons word gedefinieer deur die hoeveelheid van ons besittings en nie noodwendig deur die kwaliteit van ons verhoudinge nie. Daarom bid ons vanoggend dat U 'n eeueoue teks vir ons sal oopbreek, dat dit diep binne in ons harte kan kom lê, sodat ons daaruit kan leef en op 'n manier hierdie eindelose, rustelose soeke na meer kan stil. Wil U ons bring deur U woord in die stil sentrum waarin U Gees se roeping duidelik is. Wil U laat ons ook in ons besig wees met hierdie teks vanoggend die helende rus wat U bied opnuut ervaar, sodat ons ook daaruit kan leef. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Markus 2 vanaf vers 23. Terwyl hy, dis nou Jesus, op die Sabbat deur die gesaaides loop, het sy disippels in die verbygaan begin om are te pluk. Die Fariseërs sê toe vir hom: "Kyk, waarom doen hulle op die Sabbat iets wat nie toelaatbaar is nie?" Jesus vra toe vir hulle: "Het julle nooit gelees wat Dawid en wie saam met hom gedoen het toe hulle in nood was en honger geword het nie? Hoe hy in die tyd toe Abjatar hoofpriester was, die huis van God binne gegaan en die vertoonbrode geëet het, waarvan niemand behalwe die priesters mag eet nie. En ook vir die wat saam met hom was, daarvan gegee het. Hy het ook vir hulle gesê, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Tydens ons weeklikse Bybelstudie, so wat 2 weke gelede, is ons besig om in die Lukas Evangelie na die tafeltekste te kyk. En ons lees in aanloop tot een van die tafeltekste, begin met hierdie verhaal waar Jesus 'n man op die Sabbatdag genees.
En dit het 'n interessante gesprek ontlok rondom die tafel oor die Sabbat. En daar is onder meer gevra, maar wat is dit dan nou met hoe dit dan nou vandag beskou word? Is ons moderne mense eenvoudig, het ons net nie meer tyd daarvoor nie? Of het ons dalk net laks geraak met iets wat vroeër vir gelowiges belangrik was en noodsaaklik was? En dan was dit nogal interessant om te hoor met watter idees oor die Sabbat almal rondom die tafel groot geword het. Dies wat by die see groot geword het en voor sonop mag swem, maar die oomblik wat die son skyn mag ons nie meer swem nie. U ken daai verhale uit julle verlede oor wat gemag en nie gemag gedoen geword het tydens die Sabbat nie. En besef 'n mens so dat deur die eeue heen is daar verskillende inhoude aan hierdie gebod gegee. Sommige het van die Sabbat 'n somber dag gemaak. 'n Dag waarop jy anders moet wees as op al die ander dae. Vromer moet wees. Jy moet jou stil gedra. Dis 'n dag waarop jy beslis nie mag lag nie. Definitief nie werk nie. My ouma het altyd vertel hoe sy geleer is as kind dat as jy met 'n naald werk, dan steek jy daarmee dit eintlik in die oog van die Here. Vir ander is dit 'n slaapdag. Om nie te werk nie en te rus is dan nou eintlik maar gelyk aan niks doen nie. Jy moet so 'n bietjie passief raak. Party verkies dink ek daai. Ander het weer daarvan 'n wegbreekdag gemaak. Op die dag moet jy dinge doen wat jy normaalweg nie doen nie, opwindende dinge, nuwe dinge. Nou daar steek waarskynlik elemente van die waarheid in sommige van hierdie opvattinge. Maar halwe waarhede is hier, soos oor die algemeen, gevaarliker as leuns. Nou dit laat ons egter met die vraag, het die Sabbatsinstelling, het hierdie gebod dan nog enigstens iets te sê vir ons wat in die jaar 2026 leef? En wat het dit dan nou vir ons te sê? Ek dink grootendeels gee hedendaagse Christene min aandag aan die Sabbat. Maar ek onthou tydens die COVID-19 pandemie het in baie opsigte 'n nuwe belangstelling in die Sabbat, die pandemie het in baie opsigte 'n nuwe belangstelling in hierdie gebod gekweek. Menigte teoloë en Christelike denkers het opnuut begin dink oor die betekenis van die Sabbat. Die wêreldwye inperking is deur sommige beskryf as hierdie soort onwillekeurige Sabbat. Daar's geskryf oor hoe die pandemie 'n rustelose, verbruikersgedrewe samelewing so 'n bietjie gedwing het om stadiger te leef. Daar selfs van die filosowe wat geskryf het die virus 'n gesonde korreksie gebring vir ons malle lewenswyse. Paus Franciscus het ook in sy brief geskryf tydens die COVID-inperking, in some ways the current pandemic has led us to rediscover simpler and sustainable lifestyles. Dis die tipe taal wat ons gehoor het in daai tyd rondom die inperking en hoe die Sabbat dan nou verbind geword het aan hierdie herstel en heelwording van die skepping. En dit wys toe nou daarop hoe die aarde as dit ware weer so 'n bietjie kon asemhaal toe ons aktiwiteit skielik afgeneem het. Ons gaan nog terug verlang na daardie tyd. En dit beteken nie dat ons die enorme verlies en trauma nie in die oë kyk nie. Maar vir 'n kort tyd moes die wêreld stadiger leef. Anders dink oor werk, rus, tyd en wat werklik belangrik is. Hierdie ritme en ingesteldheid het meestal ook weer vinnig na die verslapping van die inperking vervaag. Daarom hierdie vraag, het dit enigstens iets vir ons te sê in 2026? En nou het ons 'n teks saam gelees waar Jesus met die Fariseërs bots juis oor hierdie saak, oor die interpretasie van hierdie gebod. En ons weet in die Nuwe Testament bots Jesus telkens oor die Sabbat met die Fariseërs en dan bring hy sy lig in hulle nadenke oor die Sabbat. Jesus bring met ander woorde 'n nuwe inhoud aan hierdie gebod.
Die spesifieke geleentheid waarvan ons gelees het, is die Fariseërs ongelukkig oor sy disippels are pluk op die Sabbat, en dan genees hy boonop ook nog 'n man met 'n verdorde hart in die verhaal net 'n verdorde hand in die verhaal net daarna. En dan sê hy die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Nou moet ons verstaan, volgens die Fariseërs was die Sabbat iets wat jou gebind het. En Jesus sê met die verhaal wat volg op ons teksgedeelte, maar julle verstaan dit verkeerd. Reg deur die evangelies is daar 'n duidelike korrelasie, 'n verbinding tussen Jesus se bevrydingswerk en die Sabbatdag. Op die Sabbatdag stap Jesus nie om mense se pyn en hulle vasgevalle toestand met allerlei vrome verskonings soos wat die Fariseërs gehad het nie. Dink maar aan die besetene in Kapernaum, die vrou wat krom getrek is, die man met die verdorde hand, die sieke van die bad van Bethesda, word almal tot groot ontsteltenis van die sinagoge beamptes van destyds genees op die Sabbat en bevry. Siek en vasgevalle mense ervaar die Sabbatdag nie as 'n vasdag nie, maar as 'n bevrydingsdag. So ons hoor vir die Fariseërs het die Sabbat uiteindelik gegaan oor beheer, oor wie binne en buite die grense van gehoorsaamheid staan, maar vir Jesus gaan die Sabbat oor herstel. Die Sabbat is vir hulle in hulle leefwêreld veronderstel om 'n tyd te wees waarin jy weer vry word en ervaar dat God vir jou sorg. En daarom is dit in die heel eerste instansie belangrik dat ons vir mekaar sê, die Sabbat gaan nie oor 'n bepaalde dag as sodanig nie. Dan sou ons in elk geval die Sabbat eintlik op die Saterdag moes vier. Dis mos die 7de dag. Wanneer Jesus 'n nuwe inhoud hieraan gee, aan 'n gebod met sterk wortels en 'n tradisie in die Ou Testament, dan gaan dit nie oor 'n dag nie, maar 'n bepaalde ingesteldheid. En Oud-Israel het iets hiervan verstaan. In 'n artikel van Walter Bruggeman, Sabbath as Alternative, beskryf hy netjies hoe die Sabbat vir Israel eintlik veel meer as blote wetsverpligting en 'n godsdienstige rusdag is. Dit word uiteindelik 'n alternatiewe manier van menswees. Agter die Sabbat lê daar waarskynlik twee groot motiewe wat opgeneem word, en dit kry jy baie duidelik in die twee weergawe van die 10 gebooie in Eksodus en in Deuteronomium. En beide is belangrik in ons nadenke hieroor. Een weergawe van die 10 gebooie, Eksodus 20, waarskynlik die bekendste, motiveer die viering van die Sabbatdag vanuit hierdie 7de rusdag van Genesis 1, waarvan ons lees 1 tot 2. Met ander woorde, die skepping wat eindig op hierdie hoogtepunt. Ons weet in Genesis 1 tot 2, die eerste skepingsverhaal, is eintlik hierdie geloofsbelydenis wat in die ballingskap ontstaan het, wat op 'n manier getuig van die skepper God wat anders is as die gode van die Babiloniërs, wie se skepping afstuur op 'n rusdag. Maar dit mos nou nie 'n dag waarop God weens moegheid na die skepping 'n blaaskans moet neem nie. Dit is 'n dag wat die bedoeling van God se skepping aandui. Harmonie tussen God en die skepping. Harmonie tussen die lewende wesens en die skepping. Harmonie tussen mens en medemens. Wat op die 7de dag gebeur is die hoogtepunt of die kroon van die skepping en nie die mens nie. Die rus, die heelheid is die hoogtepunt van die skepping. En dan Eksodus se weergawe van die 10 gebooie neem hierdie idee net so op. Die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dan sien jy maar, die Sabbat wil iets sê van daar behoort in jou lewe tyd op sy gesit te word om erns 'n bietjie erns te maak met die harmonie wat God bedoel het, die herstel, eenvoudig om te sorg dat jy in heel verhoudinge leef.
Daar's baie werk daaroor gedoen dat daai rustyd en navorsing daaroor gedoen dat daai rustyd wat in die skepingsverhaal ingebou is, 'n direkte korrelasie het met God se shalom, God se vrede, God se bedoeling vir hierdie wêreld wat in harmonieuse verhoudings met mekaar behoort te bestaan. So dis die eerste element, daar lê agter hierdie Sabbatsgebod 'n sterk klem op harmonie, heelheid. Maar daar's ook 'n tweede sterk motief en dis die van ons sou kon sê herinnering en dit kry jy in die Deuteronomium weergawe. Waar Genesis 1 lê agter Eksodus se weergawe, kry jy hierso in Deuteronomium die instelling van die Sabbat wat teruggevoer word na die uittog uit Egipte. Hier word die Sabbat 'n daad van herinnering aan die bevryding. Bevryding uit die Farao se onderdrukkende arbeidsstelsel. Selfs slawe, immigrante, diere moet rus ontvang, lees ons daar. Gaan nie net oor die mense nie. En dan sal julle onthou, hulle vorige keer het ons genoem, daar's heeltyd hierdie refrein in die Deuteronomium boek, onthou. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te vier. Nou interessant dat die Eksodus weergawe, weet ons begin ons ook met hierdie herinnering, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte bevry het. So daar lê 'n stuk herinnering aan die bevryding by albei. Maar hier sien ons die Sabbat is hierdie handeling wat binne die kultus gefunksioneer het destyds. En dan besef jy dit verwoord nie net hierdie eie soortigheid van God as die God van genade, die God wat bevry nie. Terselfdertyd verwoord dit die eie soortigheid van Israel. Sabbat is nie hierdie wettiese kontrak wat hulle moes nakom nie, maar ten diepste 'n erkenning dat hulle vry mense is. Ten diepste word dit hierdie identiteitsmerker van Israel. Week na week moes hulle met 'n deurleefde ervaring erken dat hulle deur God nuwe lewensmoontlikhede ontvang het. Bevry is. En dan daaruit leef. Wie is hulle? Hulle is die volk wat die Torah en die Sabbat in stand hou. Hulle is die volk wat erns maak met God se bedoeling vir hierdie skepping. Hulle maak erns daarmee dat God bedoel het dat hierdie skepping heel moet wees. Selfs al val alles uitmekaar en hulle het nie meer 'n tempel nie, maak hulle erns met God se bedoeling. Hulle is die mense wat weet dat hulle nie behoort aan die Farao nie. Die Farao wat hierdie simbool van elke onderdrukkende stelsel wat mense reduseer tot kommoditeite en hulle waarde meet aan hulle produktiwiteit nie. Hulle behoort nie aan daai nie. Hulle is die bevrydes. Hulle behoort aan 'n God wat heel maak en vry maak en sorg. Daarom leef hulle soos heel bevryde mense. En dan nou veral in Deuteronomium in die konteks van die kultus word die Sabbat net soos die tiendes vir Israel 'n manier om hulle afhanklikheid aan God te bely. So wanneer Jesus nou telkens bots met die Fariseërs en die skrifkenners oor die bedoeling van die Sabbat en dan sê die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie, dan help hy hulle. En hy help ons om te besef dis uiteindelik 'n bepaalde soort mens wees, 'n bepaalde soort ingesteldheid wat hier ter sprake kom. En nie 'n ruimte waar God een of ander kwaai baas is wat van vroegmôre af met 'n kier in die hand die asblikke van mense deursniffel met die hoop om iets te vind sodat hy hulle kan bestraf nie. Dis nie 'n berowing van allerlei skepende moontlikhede van die mens nie. Dis hierdie ontmoetingsruimte met God op so 'n wyse dat God die ingeperktheid van mense lewens wil binnestap en 'n nuwe vryheid aan hulle bestaan wil gee. Dit is gewoon 'n alternatiewe manier van mens wees. Wanneer Bruggeman daaroor skryf, dan sê hy, Sabbath is a mighty antidote to an economy of depletion and diminishment, because it entails participation in a community that does not believe that human well-being and worth are established by endless productivity.
The commandment is thus an act of resistance against such an economy. It is also provision for an alternative way. The alternative in Genesis 1-2 relies on the fruitful blessing of the earth. And done. Sabbath then is not just a practice, it is a life choice to belong to a different humanity. Om aan 'n andersoortige soort menswees, mensdom te behoort. En dan help Jesus die fariseërs eintlik onderskei tussen wat 'n mens sou kon sê eenvoudig, sabbatsonderhouers en sabbatsmense. Sabbatsonderhouers, ons ken die verhale van ons oumas en ons oupas en ons ma's en ons pa's wat nie mag dit nie, nie mag dat nie, mag so nie. Maar sabbatsmense aan die ander kant het 'n bepaalde ingesteldheid wat gevorm word deur enerzijds hierdie bedoeling van God in die skepping van heel harmonieuse verhoudinge en anderzijds die feit dat hulle vry mense is. Daarom is die Sabbat nie 'n gebod nie, maar hierdie deelname aan God se skepingsritme, sou ons kon sê. Daar's hierdie gesonde ritme in die lewe. 'n Ritme wat maklik vervaag te midde van lang werksure en kitsmaaltye voor Netflix en die rustelose angstigheid van hierdie verbruikerskultuur, want ons leef eenvoudig in 'n wêreld waar baie mense eintlik nie meer weet hoe om stil te raak sonder om skuldig te voel nie. Waar rus amper verdien moet word. Waar ons waarde maklik gemeet word aan hoe besig ons is en hoe produktief ons is. Tog is daar 'n bepaalde ritme wat fundamenteel is vir ons eie welstand en die planeet en wat jou help om as 'n heel mens te leef. En elkeen sin lyk anders, maar kry 'n gesonde ritme. Wie dit begryp, doen moeite met verhoudinge want heelheid en harmonie is deel van God se bedoeling vir hierdie skepping. Dis mense wat heel verhoudinge, wat daarom 'n aanvoeling het dat daar 'n heel verhouding met die natuur noodsaaklik is. Wanneer Lina Spies hieroor skryf in haar gedig Genesis, dan sê sy daagliks staan ek op die aarde met sy makdiere en sy plante groei en verlustig my in die skoonheid daarvan. Maar soms moet ek my kop in die wolke kry om my geloof te behou in die mens as bewaarder en nie as plunderaar van die heerlikheid van die geseënde Godgegewe verbondenheid aan mekaar, van mens en dier en plant, om weer op aarde vas te kan staan. Soms moet ek my kop in die wolke kry om my geloof in die mens te behou. Hierdie konsep van Sabbat het verrykende etiese implikasies vir ons verhouding met die natuur. Op 'n praktiese vlak sien ons hoe teoloë daaraan werk wanneer ek het navorsing gedoen vir 'n konferensie 'n klompie jare gelede oor volhoubare ontwikkeling. Dan sien julle die werk wat daar gedoen word, Sabbath, the Theological Roots of Sustainable Development. Met hierdie argument dat Sabbat, soos gemotiveer uit die Genesis verhaal, ons gewoon herinner dat ons deel van hierdie skepping is, maar nie die sentrum nie. En die oomblik wat ons erns maak met die heelheid wat God vir die skepping bedoel het, dan doen jy gewoon moeite met die natuur. En wil jy hê dit moet heel wees. En dit help ons ook om in 'n gesonde verhouding met my medemens te leef. Daar's heel wat geskryf oor die plek van die Sabbatsgebod in die middel van die ander gebooie. Dit kyk terug na God in Eksodus verhaal en het iets te sê vir my verhouding met God, die gebooie 1-3, terwyl dit voor die gebooie 5-10 staan wat betrekking het met my verhoudinge op mense. Met ander woorde, respekvolle, gesonde, heel naaste verhoudinge is 'n uitvloeisel van die Sabbat en word nie gedryf deur hierdie angstige, selfbeskermende gedrag of iets van die aard nie. Daar's 'n sterk etiese dimensie daaraan. Die voorskrifte rondom Sabbat en die Sabbatsjaar, soos wat jy verder lees, beklemtoon deernis en sorg teenoor die wat naby my is, maar ook verder die armes, die vreemdelinge, die diere. Dis asof Sabbat hulle moes help om telkens weer iets te onthou van hulle eie swaar laste en die seer en die geskuur van die jukke op hulle skouers in Egipte. En as hulle dan nou iets hiervan in eie herinnering na vore roep, in die land van Kanaan waar hulle dan nou weer oorvloed beleef, dan moet hulle tog ook daaraan dink om teenoor diegene wat aan hulle genade oorgelewer is, die vreemdeling, die werksmense, hulle eie seun of dogter,
met onbevangenheid teenoor hulle op te tree en aan hulle ook die moontlikheid te bied om werklik te kan leef. Sabbatsmense het ook heel verhoudinge met hulle self. En hier sê Southgate dit vir my op 'n besondere wyse. En spreek hy ook sommer hierdie idee aan dat daar eers 'n skuldgevoel moet wees omdat ek nie 'n dag het wat soos almal anders se dag lyk of iets van die aard nie. Dis juis nie die bedoeling dat dit 'n dag is nie, maar 'n ingesteldheid. As hy sê, "But I have come to see Sabbath as whatever time there is in a week when one gets back in touch with the person one truly is, the creature one is in the world, and the soul one is before God." Many of us found that space in new ways over lockdown. And the challenge now is to retain those insights and practices and not let the new normal sweep them away. Dis hierdie heel verhouding met myself waar ek onthou, ek is vry, ek is verbind aan 'n God van genade. Ek maak erns met my identiteit want ek weet wie ek is. Hierdie vry mens wat leef vanuit die sorg van God. Hierdie wete dat alles in hierdie lewe, alles in my lewe met God te maak het. So ingesteldheid is geen geringe saak in ons 21ste eeuse lewe nie. Ek besef te goed hoe elke uur van elke dag gemeet word aan wat ons nog kan doen, winste wat gemaak kan word, voordele wat verloor kan word as ons nie die tyd gebruik nie. Maar hierdie word 'n doelbewuste poging om jou op die sorg van God te verlaat. Hierdie herinnering, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy hoef nie voortdurend meer en meer te produseer om te oorleef nie. Dis hierdie doelbewuste poging om perspektief te kry op dit wat werklik belangrik is. Om nie met hierdie krampagtige lewenshouding te leef nie. So ingesteldheid is 'n weerstand teen angs en selfsekuriteit en enige iemand wat nie te naby aan my is nie, is eintlik vir my 'n bedreiging omdat hulle iets kan verwerf wat ek nie nou kan bymekaar maak nie. Ten diepste is 'n sabbatsingesteldheid om te weet wanneer is genoeg. Waarskynlik een van die moeilikste goed om te bepaal, wanneer is genoeg. Die Sabbat leer ons hoe om werklik mens te wees. Nie hierdie uitgeputte verbruikers nie, maar skepsels wat in God se vreugde, in God se vryheid kan rus. As ek sommer net in gesprekke in my eie lewe met vriendinne en mense met wie ek op weg is, hoor van die gejaagdheid wat in ons lewens is. As ek sien en ek lees wat aan die gebeur is aan hierdie liewe land van ons en in die wêreld met mens en dier en natuur, besef ek net maar ergens sal ons hiermee moet moeite doen. En dan nie op 'n manier wat my laat skuldig voel omdat ek nie 'n hele dag ergens kan uitsit nie. Gewoon op 'n manier wat vir my sê, weet jy wat, ek sal moet ruimte maak om ergens in heel verhoudings te kan leef. Om tot rus te kom by God, sodat ek daaruit kan leef. Ek hoop jy hoor vanoggend die Sabbatsgebod maak nie 'n appel op 'n dag in jou week nie. Dit maak veel eerder 'n appel op jou hele lewe. Soos Bruggeman tereg sê, people who keep Sabbath live all 7 days differently. Want uiteindelik is dit nie maar net 'n dag van rus nie, dit is veel eerder om tot rus te kom in die teenwoordigheid van God. Hierdie sagte teenwoordigheid wat my laat erns maak met God se heelheid, wat my help om my te verlaat op God se sorg. Mag ons erns maak met hierdie verwaarloosde uitnodiging om sabbatsmense te word. Wie gewoon moeite daarmee doen om in 'n gejaagde wêreld bietjie tot rus te kom in die teenwoordigheid van God.
Amen. Here, ons is so bang om ons toegevuiste hande oop te maak. Want wie sal ons wees as ons niks meer het om aan vas te klou nie? Wie sal ons wees as ons voor U staan met leë hande? Help ons asseblief om ons hande oop te maak en te ontdek. Ons is nie wat ons het of besit nie. Ons is wat U ons wil gee. En wat U ons wil gee is U rus, U vrede, U heelheid, U onvoorwaardelike, ewigdurende liefde. Amen. Daar's nou geleentheid vir die dankoffers. Ons gaan staan en afsluit met 'n laaste lied. Dankie Morney dat jy ook weer vanoggend hier is. Dis 'n lied waarin ons sing oor die sorg van God, soos gesien regdeur die skepping. As ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerliker, die grote naam.
laaste handeling in die erediens is die uitsending, waar jy die seën ontvang en dan in God se vrede en heelheid gaan leef. God het in die Sabbat 'n ruimte gemaak vir mense, waarin hulle in die koelte van God se genade weer nuwe mense, God se mense kan word. Mag jy dit opnuut ervaar. Die genade van ons Here Jesus, wat ons vry en lig laat leef, die liefde en die sorg van God ons Skepper, en die troue nabyheid van die Heilige Gees, wat ons inspireer om te gaan heel maak, sal by ons elkeen wees. Amen.